Love incarnate, love divine, star and angels gave the sign. Bow to babe on bended knee, the savior of humanity. Unto us a child is born, he shall reign forevermore. No, no, come and see what God has done. No, the story of amazing love, the light of the world, given for us. Noel, Son of God and Son of Man, there before the world began, born to suffer, born to save, born to raise us from the grave. Christ the everlasting Lord, he shall reign forevermore. No, no, come and see what God has done. No, no, the story of amazing love, the light of the world, given for us. Noel. Come and see what God has done. The story of amazing love, the light of the world, given for us. Hallo en welkom by Kerk en Suid. Ons is opgewonde dat jy hier is. Hierdie is 'n veilige spasie, gevul met vriendelike mense wat God liefhet. Kom kuier en koffie saam met ons, want hierdie is 'n plek om te beleef. En hier behoort jy. Dankie dat jy vandag by ons inskakel. Ons deel graag met jou die volgende afkondigings. Indien jy in die hospitaal is of weet van iemand, kontak gerus die kerkkantoor sodat ons leraars saam met jou die pad kan stap. En vir enige verdere gebedsversoeke, stuur asseblief 'n e-pos na gebed@kerkinsyd.co.za. Indien jy vandag vir die eerste keer hier is,
nooi ons jou om te kom ervaar. Hier leef ons invloedryk. 'n Kerk waar die Gees lewens en gemeenskappe verander. Indien jy wil aansluit of meer inligting wil hê, besoek gerus ons nuwe lidmate span net buite die hoofingang. Of besoek ons webwerf of sosiale media. Welkom by die Kerk en Suid familie. Welkom tuis. Ek probeer vir my man verduidelik my oudste moet kom. Maar nou kry sy skam. Geseënde Kersfees gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Kom ons draai na mekaar toe en dan sê ons hallo. En geseënde Kersfees. Baie welkom vanoggend. Dit is 'n voorreg vir ons dat julle kies om vanoggend ook saam met ons hier by Kerk en Suid te wees. Baie geseënde Kersfees aan die wat ook inskakel vanoggend. Mag dit vir julle ook regtig 'n besonderse belewenis wees daar waar ook al julle is sit, of dit nou by familie is of dalk op see of by die strand. Ek sien daar ek sien 100% seker nie, maar ek sien 'n vriendin vir my sê daar was in Plet was daar vanoggend 'n stranddiens gewees. Of dalk sit jy ergens in die bos waar ook al jy jouself mag bevind, mag dit 'n geseënde Kersfees wees. Ons sit natuurlik ons tradisie voort om saam met julle fees te vier, aangesien vandag die grootste fees is wat ons kan vier, nê, die geboorte van ons verlosser. So is daar enige iemand wat verjaar van vandag af tot en met Sondag toe? Net hierdie paar daggies. Jessie, ons het 'n hele paar hande. Hou julle hande lekker hoog in die lug op. Ons wil graag saam met julle fees vier. Hierso George ook, hierso is ook 'n hand en baie geluk. Ja, okay, hier kom mense herinner, besef mense hulle verjaar. Kan dink dit is 'n moeilike tyd, nê. Dit alles voel seker soos een, Kersfees en verjaarsdag alles. Baie geluk. Ons weet sommer dit gaan 'n baie geseënde nuwe lewensjaar wees vir elkeen van julle. Dan wil ons ook weet of daar enige huweliksherdenkings is tussen vandag en Sondag. Hoeveel jaar, oom? 52. Baie geluk. Enige ander hande huweliksherdenkings? Geen nie. Okay. Kom ons bid saam en dan begin ons diens. Papa Vader, baie dankie vir die voorreg om vanoggend hier te kan saam wees. Dankie dat U wat God is, Here Jesus Christus, mens geword het vir ons, 'n babietjie in 'n krib, by die pad moes loop, tot en met die ouderdom van 33, voordat hy gekruisig is, om vir ons sonde te kan sterf, sodat ons in ewige, ware, diep verhouding saam met U kan staan, en dat ons die ewigheid kan hê. Dankie dat U so ongelooflik lief vir ons is, 'n liefde wat ons glad nie kan eintlik begryp of verstaan nie. 'n Liefde wat totaal en al ons sonde, ons gebrokenheid oordek en kom vul. En dat U op die ou einde vir ons kom sê dat, my kind, jy is genoeg. Ek het jou lief. Here, mag daai liefde en daai erkenning van U liefde vir ons regtig in ons harte kom posvat, kom grondvat, kom saad skiet. En mag ons vanuit daai liefde leef. Ons is lief vir U, ons is dankbaar vir alles wat U vir ons doen. Help ons om ook meer en meer bewus te wees daarvan. Dankie vir die voorreg dat ons nog 'n jaar saam U geboorte mag vier. En mag die ware rede vir Kersfees nie ongesiens verbygaan terwyl ons vanmiddag heerlik lekker eet en kuier saam met familie en vriende nie. Maar dat ons altyd U as ons hoë fokus sal hou. Ons is lief vir U. Amen. Van die begin af was hy daar. Ons het hom self gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe.
sal ek saam sing. Ons sing weer oor die vrede, deur eeue lang verwag. Vertel die wonderstorie van daardie blye dag. 'n Samekoms van liefde, die kinders speel en lag, soos die engele sing ons saam oor die heilige nag. O Kersfees is Jesus, ja, hy is ons geskenk. Ons bring hier aan hom as ons hierdie dag gedenk. Kersfees is Jesus, hy bring ons almal saam. So lig jou harte, lig jou stem, loof en prys sy naam. Vrede vors, lam van God, ons Skepper word 'n mens. Hy kom maak die hemel oop vir jou en my. Ons lees weer die evangelie, die liefde van ons Heer. 'n Kind is vir ons gebore, om die wêreld te kom leer. Hoe lyk sy wil, sy vreugde, hy wys ons daar is meer. Soos hoop leef in ons harte, hy het sy gees vir ons gegee. O Kersfees is Jesus, ja, hy is ons geskenk. Ons bring eer aan hom as ons hierdie dag gedenk. Kersfees is Jesus, hy bring ons almal saam. So lig jou harte, lig jou stem, loof en prys sy naam. Vrede vors, lam van God, ons Skepper word 'n mens. Hy kom maak die hemel oop vir jou en my. Vrede op aarde, God die eer. Hy daal tot die mensdom neer. Loof en prys hom, eer aan hom. Die koning het gekom. Kersfees is Jesus, ja, hy is ons geskenk. Ons bring eer aan hom as ons hierdie dag gedenk. Kersfees is Jesus, hy bring ons almal saam. So lig jou harte, lig jou stem, loof en prys sy naam. Vrede vors, lam van God, ons Skepper word 'n mens. Hy kom maak die hemel oop vir jou en my. Vrede vors, lam van God, ons Skepper word 'n mens. Hy kom maak die hemel oop vir jou en my. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar. Die krib met Maria, met die
Skenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Stille nag, heilige nag, Jesus kind, lang verwag, lig uit die Vader se ryk, word uit liefde aan mense gelyk. Loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Stille nag, heilige nag, hemelvors, ons gee ag op die lied van die engele koor. Herders het dit die eerste gehoor. Juich die Redder is daar. Juich die Redder is daar. Stille nag, heilige nag, Jesus hier voor die mag, voor die ryk moet die duisternis hoog, tot in ewigheid bly in die lig. Heer gebore vir ons, Heer gebore vir ons. What does joy sound like? Is it quiet like snow? Does joy sound like the laughter of friends that you know? Is joy like the sound of a kiss on your cheek? Or like holding your breath when you play hide and seek? Jo, ek wil ook so groot geskenk hê. Geseënde Kersfees julle. Het almal hulle geskenkies? Ooh, hier's nog een vir jou, Marlie. Hier's nog eenetjie vir jou. Wag, voor julle verder kyk, kom ons neem gou 'n foto vir ons oorseese familie, dan wys ons vir hulle hoe lyk 'n somerkersfees. Kom staan nie om die boom, dan neem ons 'n foto. Nou met julle mooi smile. Amike, jy raak weg. Jy's bietjie kort. Dis hy. Ag, kyk hoe mooi lyk julle. Het almal hulle geskenkies gekry? Maar, julle onthou die reël is dat ons eintlik eers eet voor ons geskenke oopmaak, nê? Elke jaar. So, wil julle net gou gaan kyk of die skaapbout al reg is nie? En dan kan ons geskenke oopmaak. Hoe klink dit? Dankie julle. Hierdie is 'n somerkersfees
waarna ons elkeen smag. Dit lyk mooi, die liggies is aan die boom, dis versier, ons geskenke vol liefde. Hier's 'n kring van mense wat omgee vir mekaar en ons harte is vol vreugde. Maar as ons vir 'n oomblik stil word, introspeksie doen en dink oor hoe ons regtig voel, dan maak nie saak hoe hierdie lyk nie. Aan die binnekant voel ons leeg. Dit voel of iets kort. Ons smag na iets dieper. Hier's 'n leë plekjie in ons siel wat nie heeltemal vol word nie. Al brand die liggies, bly die smagting nog steeds hier diep binne. En oor die afgelope 4 weke in Adventstyd het ons gepraat oor hierdie verskillende smagting. Kom ons kyk gou saam waarna ons gesmag het. In Johannes 8 sien ons dat Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld. Ons wag dikwels vir 'n beter môre. Soms sit ons net en wag. En dan kom daardie oomblik waar ons moed sak en ons nie meer weet wat volgende nie. Maar by Jesus begin elke nuwe môre. In Matteus 11, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Ons lewens raak te vol. Gedagtes, take, programme, alles praat gelyk. Jesus nooi ons na rus van ons siele. Gemoedsrus is die vrede van Kersfees. In Johannes 4 sien ons 'n vrou wat raak gesien word, 'n soekende hart, 'n gekende hart. Vreugde breek soms oop in 'n eenvoudige oomblik, wanneer iemand jou raak sien en jy besef jy is geken. In Johannes 7 en 8 sien ons geen klippe in die hand nie, net genade in die middel. Jesus buig af, hy wys nie vingers nie, hy laat liefde die laaste woord hê. Hoop, vrede, vreugde, liefde. Ons hoef nie meer daarna te soek nie. Jesus is hier. Met Kerstyd lees ons gewoonlik die verhale van Baba Jesus in 'n krib. Ons lees van die engele en die skaapwagters. Ons lees die tipiese Kersverhaal. En dis wonderlike, betowerende verhale, die wyse manne wat van die ooste afkom. Maar dis sê nie noodwendig waar dit presies gaan nie. Hierdie tydlose verhale sê vir ons iets en eintlik moet ons vandag die vraag vra, wat gebeur in hierdie verhale? Wat gaan hier agteraan? En as ons vanoggend saam blaai na die Johannes Evangelie, dan sien ons hoe Johannes stadig die gordyn ooptrek agter hierdie bekende Kersverhale en vir ons wys wat ons werklik dieper moet raak sien. Dis asof Johannes vir ons sê, kom nader, kyk dieper, dit wat julle met Kersfees vier, dit is groter as die heelal self. En die ander evangelies wat ons so goed ken, bly laag op die grond. Markus begin by Jesus se doop, Matteus begin by sy geboorte en Lukas praat selfs van die geboorte van Johannes die Doper. Hulle vertel hierdie bekende Kersgebeure mooi en naby. Hulle vertel dit asof hulle so langs die krib sit en vir ons die verhaal vertel. Maar die Johannes Evangelie doen iets heeltemal anders. Dit neem ons stadig op 'n hoë voëlvlug. Dit lig ons stadig op, ver bo die stal, ver bo die veld in Bethlehem, verby die ster wat die wyse manne gelei het. En dan, van daarbo af, dan kry ons skielik die groter prentjie. Ons sien die kosmiese, wêreldomvattende betekenis van Jesus se koms. En hierdie is 'n van bo af perspektief. Johannes begin nie by die krib nie, hy begin nie met die geslagsregisters of met Johannes die Doper nie. Nee, hy begin heel bo, hy begin in die ewigheid, hy begin voor tyd en materie en ruimte nog bestaan het.
Maar voor ons saam gaan lees, kom ons bid eers saam. Here, dankie vir die voorreg om vanoggend as 'n geloofsfamilie saam op Kersdag te wees. Here, dankie vir die vrolikheid, die glimlagte wat ons gesien het met die inkom en met die vorige dienste inkom en uitstap en net die saam wees in U teenwoordigheid. Here, U het die grootste geskenk vir ons gegee. Geen geskenk is groter as dit nie. En wil ons vanoggend so 'n bietjie aan die ander kant van die Kersverhaal gaan hoor, wil ek bid dat U ons ore sal oopmaak om te luister. Dat ons ingestel sal wees om U stem te hoor. Praat, Here, praat direk, praat hard en duidelik met elkeen van ons harte, want U is nou aan die woord. Amen. Ons lees vanoggend saam van Johannes 1 af en julle is welkom om julle Bybels daar oop te maak. Die woorde sal ook op die skerm verskyn en ons lees uit die 2020 vertaling. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In Grieks noem ons hierdie woord wat ons so duidelik sien, logos. En die mense van daardie tyd het geweet wat hierdie woord beteken. Dit het baie betekenis gedra. Vir die Grieke was logos iets abstrak. Dit was 'n onsigbare, onpersoonlike krag. Dit was die intelligente rede agter die heelal, agter die wêreld se bestaan. Dit was die skepende mag, die bron van wysheid en kennis. Stel julle voor iets soos kunsmatige intelligensie vandag. Dit het 'n brein, dit het wysheid en is magtig, maar daar's geen hart, geen emosie, geen gesig nie. Dit is hoe die Grieke die logos gesien het. Maar dan kom Johannes vanoggend en hy het in daardie tyd ook vir hulle gesê, dis glad nie wat logos is nie. Logos is nie 'n onpersoonlike krag nie. Die logos is 'n persoon. Die logos het 'n hart, 'n wil, hy het liefde, hy is die allergrootste krag in die heelal. En vir die Jode was hierdie woord van die Here iets heeltemal anders, maar net so bekend soos vir die Grieke. In die Ou Testament lees ons keer op keer en die Here het gespreek of die woord van die Here het tot my gekom of tot die volk gekom. God het deur sy woord met die volk gepraat. Hy het vir hulle opdragte gegee, hy het hulle getroos, hy het hulle gewaarsku. En nou sê Johannes iets wat die Jode en die Grieke so asem wegslaan, want daardie selfde woord, die persepsie wat hulle van die woord in hulle kop het, kom keer hy heeltemal om. Hy sê daardie selfde woord van God, die een waardeur alles geskep is en waardeur God homself openbaar het nou vlees geword. Hy het 'n menslike gesig gekry, hy het in 'n liggaam gekom, hy het 'n naam gekry. Sy naam is Jesus. Jesus is die volle uitdrukking van alles wat God is. Sy liefde, sy wysheid, sy genade, sy heiligheid, sy waarheid. En interessant genoeg herinner hierdie in die begin wat ons nou net gelees het aan 'n ander baie bekende teksgedeelte. Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Hoe presies hy dit gemaak het, dit bly 'n godswonder. Maar wat hy gemaak het, was alles goed. Dit was alles in harmonie. Dit was so volmaak en so ontzagwekkend groot dat ons menslike verstand dit nie kan begryp nie. En dan maak God die venster op 'n skreefie oop sodat ons iets van sy grootheid en van sy misterie kan verstaan. Dis baie duidelik. Jesus is nie iemand wat op 'n dag begin bestaan het nie. Hy is ewig. En in hierdie Johannes 1 vers 1 tot 3 was daar 'n paar keer die woordjie was. En as jy gaan kyk na die Grieks, dan sal jy sien, hierdie was praat van 'n voortdurende bestaan. Dit praat van 'n bestaan sonder 'n begin en sonder 'n einde. En dan kom ons lees gou weer vers 3. Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. Alles wat jy kan sien, die sterre en die see, hierdie kersboom, hierdie geskenke, die mense wat rondom jou sit, die mense wat aan jou kerstafel vanmiddag gaan sit, alles het deur hom ontstaan. Daar is niks wat jy kan sien wat nie teruglei na hom toe nie. En as hy alles geskep het, dan kan hy mos nie self geskep wees nie.
So hierdie waarheid herinner ons dat hy van vir ewig al bestaan. Hy is God, hy is ewig. Maar dan bly daar 'n vraag in ons harte. Hoekom smag ons na 'n beter môre? Hoekom smag ons na 'n beter wêreld om in te leef? En die antwoord is eenvoudig. Baie vinnig sommer op die eerste bladsy in die woord van God, die eerste bladsye van die mens se bestaan, lees ons wat die mens toe gedoen het met dit wat God vir hom gegee het, maar dit wat God vir hom gemaak het. En in kort is dit duidelik dat dit 'n gemors was. Dit wat perfek en skoon was, het vinnig vol geraak met besoedeling, met verdrukking, met lyding, geweld en vernietiging. En dit het die ego geword wat nog altyd deur ons geskiedenis klink, van die dae van Kain en Abel af tot vandag toe. Dis dieselfde ego van gebrokenheid en donkerte. En ja, vandag vier ons ook Kersfees in 'n land vol donkerte, in 'n wêreld vol donkerte. Maar dis juis hierdie wete wat ons laat verstaan hoekom Kersfees so besonder is. Die magtige skepper van die hemel en aarde het na ons stikkende wêreld toe gekom. Die ewige woord, die persoonlike God wat alles gemaak het, hy het mens geword. Hy het afgeklim na presies hierdie gebroke plek waar ons vandag is. Nie om van ver af te kyk nie, maar om hier binne in, hier tussen ons te kom woon. Hy het lig gebring in die donker. Hy het heel kom maak wat stikkend is. Hy is nie ver nie. Hy is hier by ons, hy is in ons midde, hy is in die middel van die chaos wat in jou hart aangaan, of wat in jou familieomstandighede aangaan, of wat by die werk aangaan. Daarom hoef ons nie meer te smag na hoop nie. Die hoop het gekom. Die ewige woord is hier, nie net in 'n krib nie, maar in die wêreld en ook in ons harte. En dan kyk gou hoe brei Johannes uit op hierdie hoop, vers 4. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. In Jesus is die ewige, selfbestaande lewe, die lewe wat direk uit God kom. Hy is die bron van alle lewe, fisies en geestelik. En daardie goddelike lewe is die lig vir die mense. Dis 'n warm, persoonlike lig van waarheid. Dit openbaar die waarheid en dit bring heiligheid en dit laat God se glorie skyn. Dit verdryf die duisternis van sonde en dood, die sondige wêreld onder Satan se invloed. Die lig het dit oorwin. Die duisternis kon dit nie eers uitdoof nie. Selfs by die kruis het die lig oorwin. Die opstanding van Christus is 'n beslissende oorwinning. Daarin het ons geen twyfel nie. En dan is dit ook vir ons duidelik dat ons nou geskuif het na 'n ander perspektief. En ons kyk nou op die grond. Ons is nou besig met 'n op die grond perspektief. En juis op die grond in daardie leeftyd waarvan ons hier lees in Johannes, dan was daar 'n man, vers 6, gestuur deur God wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom kon glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Johannes die Doper in hierdie teks is ons 'n pragtige voorbeeld van nederigheid. Hy het homself nooit verhef nie. In 'n wêreld waar almal sê, kyk na my, ook vandag, kyk na my, ek is die lig, ek is die antwoord, sê Johannes, net dood eenvoudig, ek is nie die lig nie. Sy hele lewe was een groot wysvinger wat na Jesus gewys het. Wat gesê het, kyk na hom, kyk na Jesus. En dan vers 9, die ware lig wat elke mens verlig, die enigste egte oorspronklike lig, was aan die kom na die wêreld. Jesus staan duidelik in 'n skerp kontras met al die valse ligte wat mense najag. Menslike filosofie, selfhelpboeke, ander godsdienste of die idee dat ons eie lig kan wees. Jesus se lig is universeel beskikbaar, maar die volle, reddende lig wat ons werklik vrymaak, wat ons heel maak, kom net deur 'n persoonlike geloof in hom, deur jou lewe aan hom te gee, jou hart vir hom te gee. Vers 10, hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan, en tog het die wêreld hom nie erken nie.
Hy het gekom na wat syne was en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Hierdie is die groot tragedie. Die skepper van alles kom die skepping binne en hy word deur die mense wat hy geskep het verwerp. Die een wat elke ster, elke boom, elke asemteug gemaak het, word verwerp deur die mense wat hy gemaak het. En selfs Israel, die volk van God, wie se beloftes en wie se wet hy aan hulle gegee het, draai hulle rug op hom. En hierdie wys vir ons die menslike rebellie. Ons sê nee vir die een wat vir ons die lewe gee, die een wat lig bring, die een wat ons die beste ken. Hy ken ons diepste, binneste emosie. En selfs al sê ons nee, bly sy lig skyn. Van die begin af al is lig die teken van God se teenwoordigheid en sy verlossing. Dink byvoorbeeld aan laat daar lig wees in Genesis, of die pilaar van vuur wat Israel veilig deur die woestyn gelei het. Dink ook aan die helder ster oor Bethlehem wat die geboorte van die koning aangekondig het. En nou, met die Kersverhaal, nou het hierdie ware lig self mens geword en tussen ons kom woon. En daarom hoef ons nie meer te smag nie na hoop nie, nie na vrede nie na vreugde nie, en ook nie na liefde nie. Want die lig skyn hier, die lig skyn nou, en die lig skyn verseker ook vir jou. Vers 12, maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. Teen die agtergrond van hierdie verwerping waarvan ons nou net gepraat het, kom hier 'n kontras in. Aan die wat hom wel aanneem, die wat hom aanvaar, gee hy ondenkbare gesag. Hy gee die reg en die voorreg om 'n kind van God te word. Nou is my identiteit kind van God en nie dit wat die wêreld van my sê nie. En hierdie is 'n reg binne in die hart perspektief. Hierdie voorreg kom nie uit 'n natuurlike geboorte nie. Dit kom nie uit 'n bloedlyn uit nie. Dit kom nie omdat jy in 'n Christelike huis groot geword het nie. Hierdie voorreg is 'n geboorte uit God self, 'n soewereine wedergeboorte, pure genade. God kies ons, God wek ons tot lewe. God is die een wat ons sy kinders maak. Die een wat aan ons daardie groot voorreg gee. En die diepste smagting van die menslike hart en siel, daai smagting om werklik te behoort, om volkome aanvaar te word, om 'n Vader te hê wat nooit weggaan nie, word op hierdie oomblik vervul. Ons hoef nie meer te smag nie. Jesus is hier. En dan kyk wat gebeur in vers 14, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Dit is die absolute hartklop van Kersfees. Die ewige Logos, die woord waardeur alles geskep is, het vlees geword. Hy het volkome, sondelose menslikheid aangeneem. En hy gee nie sy godheid prys nie, maar hy neem sy menslikheid aan. En dan die werkwoord in hierdie vers, kom woon, in Grieks beteken hy het letterlik sy tent kom opslaan. Net soos God se heerlikheid in die Ou Testament in die tabernakel was, net so slaan die woord nou sy tent op tussen ons. En die ooggetuies van daardie tyd, dis nou Johannes en die apostels, het sy heerlikheid gesien, en dit was nie 'n vaag glans nie. Hierdie was 'n unieke heerlikheid, van die enig in sy soort, unieke, eniggebore seun. Vol genade wat verlossing bring, en vol waarheid wat God aan ons openbaar. Eugene Peterson skryf in the Message vertaling, "The word became flesh and blood and moved into the neighborhood. We saw the glory with our own eyes. Generous inside and out, true from start to finish." Jesus beleef ons lewe ten volle. Hy het by Lazarus se graf gehuil.
In Getsemane het hy letterlik bloed gesweet. Hy voel verlatenheid aan die kruis. Hy verstaan elkeen van ons van binne af. En daarom kan hy volkome heel maak. Hy kan volkome verlossing bring. Hy kan volkome vergewe. En dan op hierdie oomblik van hierdie groot openbaring, dan roep Johannes skielik uit. Hy sê in vers 15, hy is die een van wie ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, omdat hy die eerste was. Hierdie is nie 'n sagte roep of 'n fluister nie. Hierdie is 'n passievolle uitskree met oortuiging, so asof die hele markplein hom nou moet hoor. In makliker Afrikaans sê Johannes hier, dit is die een van wie ek vroeër gepraat het. Hy wat na my kom, hy wat later as ek gebore is, later as ek begin preek het. Hy is eintlik ver bo my. Hy was altyd voor my, want hy het van altyd af nog bestaan. Dink dit gou 'n oomblik hieroor. Johannes die Doper was 6 maande voor Jesus gebore. So hy het vroeër begin doop, hy het vroeër begin preek. Almal het na hom toe gestroom. Hy was die groot profeet van daardie tyd. Hulle wou na hom luister. En tog vat hy nie die eer nie. Hy sê dadelik, nee, Jesus is nie tweede nie, hy is eerste. Nie net in belangrikheid nie, maar in bestaan. Johannes het die lig geskyn op Jesus. Hy het van die lig getuig. En wanneer ons Kersfees vier, dan vier ons nie net dat God 'n mens geword het nie. Ons vier dat die ewige, almagtige God, wat voor tyd en ruimte bestaan het, besluit het om af te kom in tyd en in ruimte in. Hy wat altyd eerste was, word gewillig laaste. 'n Baba, afhanklik en kwesbaar. En juis op hierdie punt, hier maak alles vir ons sin. Vandag het ons die koms van Jesus vanuit 3 perspektiewe beleef. Ons het dit van bo af gesien. Ons het dit op die grondvlak gesien en reg in die hart. En van bo af sien ons sy mag. En op die grondvlak sien ons sy nederigheid. En diep in ons hart voel ons en ken ons sy liefde. En daarom, van watter perspektief ons ook al kyk, bo of van die grond af, of vanuit jou hart, dieselfde waarheid kom na vore. En dit is, Jesus is hier. En daarom hoef ons nie meer te smag nie, nie na hoop nie, nie na vrede nie, nie na vreugde nie, nie na liefde nie. Hoekom? Want die Christuskers is aangesteek. Jesus is hier. En hy is hier vir ewig en vir altyd. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie herinnering wat ons eintlik is te groot om te begryp. Dit is so kosbaar as dit so naby aan ons aantrek, want U is groot en die grootste, die skepper van alles, die almagtige, die heerser van die wêreld, het besluit om as 'n kind na die wêreld toe te kom, om as mens te word, om te ervaar wat ons ervaar. U ken ons lyding, U ken ons pyn, U ken ons diepste geheime, maar U ken ook die vreugde wat ons ervaar, die mense vir wie ons lief is. Ons hoef niks vir U weg te steek nie, en wat 'n voorreg dat U gekom het, en later aan 'n kruis sou sterf, juis sodat al hierdie sonde op U kon dra. Juis sodat ons eendag weer by U kan wees. Here, U is groter as wat ons ooit sal kan begryp. En my gebed is dat ons liefde vir U elke dag net meer en meer en meer sal word. Ons sal U nooit kan lief hê soos wat U ons liefhet nie, maar ons kan daarna streef. Ons kan streef om vandag hier uit te stap en te sê, ek leef in 'n verhouding met my redder, my verlosser, en ek gaan in 2026 regtig 'n punt daarvan maak om tyd saam met U te spandeer. Dit heel bo op die prioriteitslysie te sit. Want kyk wat het U vir ons kom doen. Die woord het vlees geword en tussen ons kom woon. 'n Klein dankie is nie genoeg nie, ons gee ons lewe aan U. Ons stap in U wil, Here. Amen.
Liewe gemeente, julle kan dan nou staan, want die seën vanoggend gaan in die vorm van 'n liedjie wees, en is 'n baie bekende, baie mooi liedjie wat ek dink verlede jaar uitgekom het. So staan op, hak in, wees naby aan mekaar, en dan ontvang julle die seën van die Here. Uit Bethlehem is daar gebore 'n verlosser vir jou en my. Hy is die hoop vir hierdie wêreld, so donker en alleen. Uit Bethlehem, uit Bethlehem. Ons bid vir jou 'n geseënde tyd. Ons bid vir jou, sy seëning is so ryk. Ons bid vir jou en jou gesin, 'n groot geskenk gebring uit Bethlehem. Ons spreek geloof en hoop en liefde. Ons spreek omgee en same sein. Kom ons reik uit na ons naaste, wees die sout en wees die lig, 'n huis wat op die heuwel staan. Ek bid vir jou 'n geseënde tyd. Ons bid vir jou, sy seëning is so ryk. Ons bid vir jou en jou gesin, 'n groot geskenk gebring uit Bethlehem. Daar is hoop en daar is vrede. Hy is die rede dat ons lewe. Ons bid vir jou 'n geseënde tyd. Ons bid vir jou, sy seëning is so ryk. Ons bid vir jou en jou gesin, 'n groot geskenk gebring uit Bethlehem. Ons bid vir jou 'n geseënde tyd. Ons bid vir jou, sy seëning is so ryk. Ons bid vir jou en jou gesin, 'n groot geskenk gebring uit Bethlehem. Uit Bethlehem is daar gebore 'n verlosser vir jou en my. Liewe gemeente, geseënde Kersfees, ook van almal van ons se kant af. By die deure, daai deur en daai deur gaan julle 'n candy cane kry. Candy cane is in die vorm van 'n J. Dit staan vir Jesus, die Logos, die woord wat vlees geword het, wat tussen ons kom woon het. Mag julle die volheid van wie hy is, vandag en elke dag ervaar. Lekker dag.